Gloria, halleluja. Ons kan net vanoggend die Here loof, prys, ere verheerlik. Ons kan net vanoggend met blydskap na die Here toe gaan. Ons kan vanoggend 'n opgewonde hart hê. Ons kan vanoggend opkyk na ons hemelse Vader en weet hy's daar. Ons kan vanoggend uitroep na die naam van Jesus Christus, the Son of the Living God, en weet hy het vir ons sondes gesterf. Ons kan weet daar's genesing vir ons deur sy wonde. En wat 'n amazing God het ons nie. Hy wat die seun van God is, hy wat daar is vir my en vir jou, hy wat gereed staan om ons deur te dra, om by ons by te staan, om ons te help, hy wat gereed staan om te luister wanneer ek en jy vra na hom. My broer, my suster, kom ons jubel, kom ons juig, kom ons vind ons vreugde in U. Hy is ons beskermheer, hy is die Here by wie ons kan, hy is ons anker, hy is ons rots, hy is ons God, en daarom is hy ons toevlug. En daarom wil ek jou vanoggend bemoedig en vir jou sê, moenie gedaan wees nie, moenie moedeloos wees nie, moenie opgee nie, man. Kom, laat staan jou dikbekheid en dien die Here met 'n opregte hart, dien hom met 'n vrolike, loof en prys hom, eer hom, verheerlik hom, maar begin net die Here dien. Nie voorgee nie. Voorgee werk nie meer nie. Die koms van Jesus is so naby. Daar's nie meer tyd om te speel nie. Jy moet nou jou keuse maak om ernstig te raak. Want tyd is besig om uit te loop. Tyd is teen ons. En die ding is, as die Here gaan kom, my broer, my suster, gaan hy jou vang in jou sonde. En daar is 'n hel. En as jy nie gered is nie, as jy nie tot God bekeer het en gestreef het na heiligmaking, is daar 'n probleem. Jy gaan in die helse vuur beland. En dit volgens die woord is dit 'n plek van pyniging. En dit is nie God se droom nie. Dit is nie God se, want hy sê, want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy nie wil hê enige iemand moet verlore gaan nie. Niemand moet verlore gaan. Dit is nie God se wil dat jy moet verlore gaan nie. Maar deur hardkoppigheid, eie wys en slimheid en agter die wêreldse dinge aan, dan moet jy dit maar vat. Mense, die Here is goed. Die Here is regtig, hy's 'n reël. As jy hom nie in jou lewe sien, het jy nog nie 'n verhouding met hom nie. Dan het jy nog nie met die lewendige God van Israel, God van Abraham, Isak en Jakob in jou lewe te doen gekry. Dan moet jy werklik tot bekering kom. Werklik. Want as jy hom werklik in jou lewe het, dan sal jy nie teen hom gaan nie. Jy sal nie van God 'n vyand maak nie. Mense, hier in Psalm 105 vers 8. Dit is my so awesome. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Hy dink vir ewig. Nog iemand vir my sê, maar tyd van die verbond is verby. Nee, hy het Jesus Christus gestuur. Hy het die verbond gesluit dat Jesus aan die kruis moet sterf vir my en vir jou sondes. Hy dink aan hy verbond wat hy het. Hy dink aan die verbond dat Jesus Christus die middelaar is, dat Jesus Christus die seun van God, die lam van God, vir ons intree by die Vader. Hy dink aan daai verbond. En daarom het ek vreugde, daarom het ek blydskap, want ek weet dat die Here vir my voorspraak doen. En dan gaan die woord verder en hy sê, aan die woord wat hy ingestel het vir duisende geslagtes. Vir duisende geslagtes. En hoeveel geslagte was daar nie voor ons nie? Hoeveel geslagte was daar nie tot nou toe? En Jesus doen voorspraak. En in Jesus is die antwoord. Jesus Christus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Die woord sê, ek en Jesus saam, omdat hy die weg is, het ons die toegang deur een Gees na die Vader. So jy moet gevul wees met die Heilige Gees.
En as jy nie gevul is nie, is dit ook 'n probleem, want hoe gaan jy en Jesus saam deur een Gees? Mense, ons moet terugkeer na die Here toe. Ons moet begin honger raak weer vir die Here en terugkeer na die Heilige Gees, die Gees van God, dat hy weer ons kan opwek, kan aanraak, dat ons die krag van die Heilige Gees weer kan ontvang. Kom ons hunker na die Heilige Gees. Kom vanoggend, man. Kom, laat staan jou nonsens en bekeer jou, draai terug na die Here toe, want hy is lief vir ons. Moenie laat God se wraak oor ons kom nie. Moet ook nie laat tyd uitloop, of wil dat jy gesê daar kan bly, en dit teen jou tel. Kom sluit die oë. Here Vader, ons kan net vanoggend voor U almag wees. Ons kan net vanoggend jubel en juig in U. Ons kan net vanoggend ons vreugde vind in U, want Here, ons kan alleenlik na U toe kom deur U woord, wat Jesus Christus is, die Lam van God, die woord wat mens geword. Here Vader, dankie Here vir Jesus wat al ons sondes op hom geneem het, opgestaan het uit die dood, getriomfeer het oor die dood, en Here wat opgevaar het na U toe, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Dankie vir ons vertrooster, dankie vir ons leermeester, dankie dat die Heilige Gees gekom het, Here. Here, dankie ook vir die Heilige Gees wat ons lei in alle waarheid. Here Vader, wees vandag so saam met ons, behoed en bewaar ons, beskerm ons. Here, maar help ons om nader na Jesus te kom. Nader na die Vader, nader na die Gees. Here, laat ons kan gereed wees om U Gees te kan ontvang. Here, maar laat ons ook kan gereed wees vir die dag wanneer die Meester op die wolke kom. Here, wanneer die basyne blaas, laat ons gereed sal staan om te sê, ja Here, ons gaan saam, en laat ons kan jubel en kan juig na U. Here Vader, dat ons nie sal agterbly nie. Here, ons weet tyd is besig om ons in te haal. En Here, laat ons sal begin strewe na heiligmaking. Here Vader, ons bid, Here, asseblief Here, wees ons net genadig. Wees vandag so saam met ons, Here. Help ons om trou te bly. Help ons om staande te bly. Help ons om U te volg, Here. Was ons skoon met die kosbare bloed van die lam, Here. Here, en delg ons name nie uit die boek van die lewe nie, Here, sodat ons name eerder gevind sal wees, as wat dit uitgewas is in die boek van die lewe, of uitgefees in die boek van die lewe, Here. Here, laat ons eerder tot bekering kom. Here, ons harte tot U neig, en Here, laat ons U sal aanhaal en aanhou om U te dien met 'n opregte hart. Dat ons strewe, elke dag sal strewe, elke oomblik sal strewe na heiligmaking in Jesus naam. Here Vader, wees ook soos al met Israel, behoed en bewaar hulle, seën hulle, Here, gee hulle leiers goeie insig, wysheid en kennis, en Here, en ons bid ook vir die vrede van Jerusalem in Jesus naam. Dit alles vir ons in die wonderlike naam van Jesus Christus. Bless is the name of the Lord. En dit is alles tot eer van U heilige naam. God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Heer, Jahwe, onze Vader, die Almagtige, die Alomteenwoordige. Ja, Here, U wat hemel en aarde gemaak het. Alles tot U heilige naam, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. Mense, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike dag hê. Weet, vandag gaan 'n goeie dag wees. En hou jou oë op die Here, man. Maak jou hart oop, nooi hom in. En vra die Here om deel te wees van jou lewe. En op hierdie noot gaan ek vir jou ook uitnooi na vanaand toe van kom saam, waar ons vanaand gaan jubel en juig saam met die kinders van die Here, net mekaar bemoedig en sê, hou vas, ons trakteer. En vanaand om 7 uur op my Facebookblad kom ons in ons kom wees deel van die kinders. Kom sing saam met ons, loof en prys die Here saam met ons. Ons gee nie voor nie. Ons dien die Here opregtheid. Ek praat nou met die opregte kinders van die Here.
Ek nooi julle uit en as daar iemand anders is wat voel hy wil sal ook wees, kom, wees vry. Dit is ook vir enigiemand. So ja, en tot vanaand toe, wees geseënd, wees gegroet van my kant af. Shalom. Môre Elise.